Welkom by Woordspieël, waar ons in die woord van God inkyk en ons sien Christus se heerlikheid daarso en soos wat ons na hom kyk, word ons getransformeer deur die Heilige Gees. Vandag is ons by Genesis 2 en soos wat ek Genesis 2 lees en ek moedig jou aan om dan nou die hele hoofstuk van Genesis 2 ook te gaan lees ergens vandag. Maar soos wat ek Genesis 2 lees vandag is die vers wat vir my uitspring, Genesis 2 vers 5. Baie interessant wat ek hier lees en ek noem die titel vanoggend God gee reën, mens bewerk. Ek lees vir jou Genesis 2 vers 5. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike of groen gras op die aarde nie. Want die Here God het dit nog nie laat reën nie. Daar was nog nie 'n mens wat die grond kon bewerk nie. Hier sê dit dat alhoewel God reeds die plante van die aarde op die 3de dag geskep het, dit nog nie gegroei het nie, want God het in die eerste plek nog nie reën gestuur nie. En in die tweede plek was daar nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Nou, dis baie interessant. Waarvan het die diere dan geleef wat op die 6de dag al geskep is? Die mens word ook op die 6de dag geskep. En daar het God mis uit die aarde laat opkom, wat die aarde benat het, en die mens kon die aarde bewerk en plante voortbring. Ons weet, wilde plante het nie mense nodig om te groei, om die grond te bewerk nie. So miskien kan hierdie nie op al die plante van toepassing wees nie. Miskien was daar 'n deel, naamlik die tuin van Eden, wat reeds bewerk is deur God en waar die plante reeds gegroei het, waar die mens en die dier gewoon het aan die begin, maar dalk nog nie die res nie. Maar ongeag hoe dit verduidelik moet word, sien ek hier die begin van 'n tipiese wisselwerking en 'n samewerking wat God in gedagte gehad het tussen God en mens hier op aarde. God gee mis of hy gee die water en die mens bewerk om die potensiaal wat daar opgesluit is in die aarde dan na vore te bring. Die mens het dit natuurlik opgemors, die bewerking, die heersing oor hierdie heerskappy oor hierdie aarde. Hy het sy eie ding begin doen en apart van God se ritme gewerk, apart van God se prioriteite en sy beginsels, en daarom sit ons met 'n wêreld wat so gebroke is. Maar God se herstelproses is ook 'n samewerkingsproses met ons. Hy gee sy seun, hy versoen, hy breek die mag van die bose. Ons kom as gereddenis en ons werk ter hervestiging en tot uitbou van daardie koninkryk in ons wêreld. Wanneer Jesus terugkeer, sal dit natuurlik voltooi wees, maar ons is nou besig om saam met God hierdie herstelproses te bewerk. So die vraag is, hoe gaan ek vandag my deel in hierdie saak nakom, deur die krag wat die Heilige Gees my gee, by my werk, by my skool, in my gesin. Kom ons bid. Jesus, dankie dat U reeds U wil en U waarheid in my herstel het. Dat U reeds van my 'n nuwe skepping gemaak het. Maak my bewus van hoe ek vandag met U saamwerk om heelheid en redding en hoop in my wêreld te kan bring deur Jesus Christus. Amen. As hierdie vir jou iets beteken, deel dit met ander, subscribe op hierdie kanaal en sien jou môre.